Ons sê net vir Abba Vader, dankie vir jou eens. Abba Vader, dankie vir wie U is. Dankie dat U vir my die woord gegee het. U weet hoe het U dit gedoen, my koning. En dankie vir die tyd wat ek kon spandeer om net in te druk en net U hart te soek met U. Ek vra dat hierdie woord op goeie grond val, Vader. Ek vra dat hierdie na prediker sal wees, dat U lewende water hierdie saad sal nat maak, Abba Vader, en laat dit net sal groei en blom, Abba Vader, in 'n tuin in elkeen se hart, my koning. Dankie dat ek dit kan bring. Dankie dat U my vertrou met die skatte. Dankie, Abba Vader, dat U elke persoon hier geplaas het om dit te hoor. Ek vra dat U elkeen se ore sal instel vir U stem. Elkeen se hart sal oopmaak om dit te ontvang, my koning, en elkeen se oë sal oopmaak om U aangesig in hierdie gedeelte te sien. Dankie vir wie U is. Ek bid dit als in die kosbare naam van Yeshua. Amen. Okay. Ek het met Trevor se preek eers die woord gekry. Ek het nie geweet wat ek gaan sê nie, totdat ek hom een oggend net gevra het, wat wil hy sê, en hy het vir my letterlik net die woord gegee, teacher. So, ek is op 'n skattejag ingestel en al het ek net een woord gekry, het ek presies somehow geweet wat Abba Vader wil sê. Hy is net amazing en al die glorie en die eer aan hom daarvoor. Tyd terug het ek my ma gehelp om 'n teaching te dik vir pastoor hulle en hierdie een spesifieke stuk het vir my verskriklik uitgestaan en ek wil dit met julle deel want dit so oopgebreek dat ek besef het, dit is die fondasie wat ons elkeen eintlik moet hê as 'n Christen. En ek lees uit 1 Samuel 25. Ek gaan van vers 1 tot 38 lees, is 'n redelike stuk, maar om 'n hele prentjie te gee, moet ek dit doen. Samuel is toe dood, die hele Israel het bymekaar gekom en oor hom geruil. Hulle het hom by sy huis in Rama begrawe. Dawid het na die Moan-woestyn toe getrek. Daar was 'n ryk man in Moan wat 'n plaas in Karmel gehad het. Hy het 3000 skape, 1000 bokke gehad. Hy was besig om in Karmel te skeer daai tyd, so dit was die oestyd van skaapwol daai tyd. Die man se naam was Nabal, of sy Hebreëse naam is Naval, N-A-V-A-L. En sy vrou se naam was Abigail, of Abigail, nee. Sy was 'n verstandige en mooi vrou, maar Nabal, 'n Kalebiet, was rof en onbeskof in alles wat hy gedoen het. Toe Dawid in die woestyn hoor dat Nabal sy skape skeer, stuur hy 10 van sy jong manne na Karmel toe met die volgende boodskap: Gaan na Karmel toe en wanneer julle by Nabal kom, moet julle hom namens my vra hoe dit gaan. Sê dan vir hom, mag jy lank in vrede lewe, voorspoed vir jou familie en alles wat aan jou behoort. Ek het gehoor, die skeerders is besig om by jou te skeer. Toe veewagters by ons was, naby Karmel, het ons hulle nooit skade aangedoen nie, en niks is ooit van hulle gesteel nie. Vra maar jou wagters uit, en hulle sal dit as die waarheid bevestig. Daarom wees asseblief vriendelik teenoor my mense. Kyk, ons het juis tydens die feesvierings gekom. Gee ons asseblief enigiets wat jy beskikbaar het vir ons en jou vriend Dawid. Dawid se jong manne het hierdie boodskap net so na Nabal oorgedra en op sy antwoord gewag. Wie is die man Dawid nogal? Antwoord hy minachtend. Wie dink hierdie seun van Isai of Jesse is hy? Daar is deesdae baie slawe wat van hulle meesters af wegloop. Moet ek my brood en water vat en die vleis wat ek vir my skeerders geslag het en dit net so gee vir mense van wie weet waar afkom? Dawid se boodskappers het omgedraai en teruggegaan. Hulle het vir Dawid alles vertel wat Nabal gesê het, maar maak vas julle swaarde, beveel Dawid terwyl hy sy eie swaard vasbind. Ongeveer 400 man het saam met Dawid gegaan en 200 het agtergebly om hulle besittings op te pas. Intussen het een van Nabal se veewagters na Abigail gegaan en vir haar vertel: Dawid het manne uit die woestyn gestuur om ons meesters te groet, maar hy het hulle beledig. Tog was Dawid se manskappe baie goed vir ons. Die hele tyd
dat hulle by ons in die veld rondgetrek het hulle ons nooit skade berokken nie, en is niks van ons gesteel nie. Trouwens, hulle was dag na dag soos 'n muur van beskerming om ons en die skape. Nou moet jy asseblief vinnige plan maak, want hy sal sekerlik ons meester en sy hele familie daaroor straf. Ons meester is so opvleend, dat niemand eers met hom daar kan praat nie. Abigail het dadelik 200 brode bymekaar gekry, en ook 2 kruike wyn, 5 gaargemaakte skape, 5 houers gebreide koring, 100 trosse rosyntjies en 200 vyekoeke. Sy het dit op donkies laat laai en vir haar slawe gesê, gaan vooruit, en ek sal agterna kom. Aan haar man het sy egter absoluut niks hiervan gesê nie. Terwyl sy op 'n donkie 'n bergkloof afgaan, sien sy vir Dawid en sy manskappe wat in haar rigting aankom. Dawid het sopas gedink, dis verniet dat ons hierdie vense kudde in die woestyn beskerm het, sodat niks van sy besittings weggeraak het of gesteel is nie. Maar hy het my goedheid met kwaad vergeld. Maar God met my afrekening indien selfs net een manlike lid van sy huishouding teen môreoggend nog lewe. So Dawid het geborrel van woede in daai oomblik. Toe Abigail vir Dawid sien, klim sy vinnig van die donkie af, sy buig laag voor hom, sy val toe by sy voete neer en sê, verskoon my tog asseblief, meneer, luister tog na wat ek vertroulik vir u wil sê. Nabal is 'n niksnut, asseblief moenie u aan hom steur nie. Hy is soos sy naam lei, 'n dwaas. En ek het ongelukkig nooit eens die boodskappers te sien gekry nie. Maar nou, my Heer, so seker as wat die Here leef en u leef, aangesien die Here u weerhou het van bloedvergieting en self wraak te neem, mag al u vyande word soos Nabal, elkeen wat kwaad teen u beplan. Hier is 'n geskenk wat ek vir u gebring het. U kan vir u manskappe gee wat saam met u is. Vergewe my asseblief as ek u aanstoot gegee het. Die Here sal u sekerlik beloon met 'n bestendige koningshuis, want u veg die Here se oorlog sonder om iets verkeerd te doen. Selfs wanneer iemand u agtervolg om u dood te maak, mag u lewe dan veilig wees in die bewaring van die Here u God, maar mag hy die lewens van u vyande weggooi soos klippe uit 'n slingervel. Wanneer die Here al die goeie dinge gedoen het wat hy u beloof het en die leier van Israel gemaak het, mag hierdie saak nie 'n klad op u naam wees en onskuldige bloedvergieting en wraak op u gewete gaan lê nie. En wanneer die Here hierdie groot dinge aan u gedoen het, onthou my dan asseblief. Dawid antwoord vir Abigail, prys die Here, die God van Israel, wat jou vandag na my toe gestuur het. Geseënd is jy vir jou wyse optrede, wat my verhinder het om bloed te vergiet en eiehandig wraak te neem. Want so seker as die Here, die God van Israel leef, wat my weerhou het om jou kwaad aan te doen, as jy nie so gou na my toe gekom het nie, sou nie een van Nabal se manne teen môreoggend nog gelewe het nie. Dawid aanvaar toe haar geskenk en sê vir haar, gaan gerus in vrede huis toe. Ek het na jou versoek geluister, ek sal nie jou man doodmaak nie. Kom ek lees tot dusver. So sien Nabal was hierdie verskriklike vieslike mens en sy vrou het dit geweet. En ons almal weet ook dat Dawid 'n man na Abba Vader se hart was. Abba Vader was verskriklik lief vir Dawid. En hoekom? Hoekom was Dawid Abba Vader se oogappel, om dit so te noem? Ons sien dat Dawid in hierdie hoofstuk in woede uitgebars het toe Nabal weier om dit te gee aan Dawid wat aan hom toekom. Sy hart was gevul met vernedering en minagting. Vir 'n oomblik het die woede Dawid oorstroom en hy wou onskuldige mense doodmaak. En dit sou sy roeping en toekomstige koninkryk wat Abba Vader vir hom sou gee vernietig. Maar ons sien ook toe Abigail met Dawid gepraat het, hy onmiddellik weggedraai van dit wat hy gedoen het. Nou ek wil oor daai praat. Toe Abigail na hom toe gekom het, toe Abba Vader hom gestuur het Dawid weggedraai. Why? Want hy het 'n teachable hart gehad. Ons elkeen, as jy tot bekering kom, is veronderstel om 'n teachable spirit te hê. En ek praat nie van om kritisasie van mense te aanvaar of net stil te bly dat mense met jou praat soos wat jy wil nie. Ek praat van om Abba Vader toe te laat om jou te onderrig, om jou op te bou, om jou te leer, want hoe anders gaan jy word wie jy is, hoe anders gaan jy meer word soos hom en sy lig uitstraal. Abba Vader
vra vir ons in Deuteronomium 10 vers 12 tot 16. Dit is 'n bevel wat hy eintlik vir ons gee om 'n teachable hart te hê. Dit lees: En nou Israel, wat verwag die Here jou God van jou? Hy vra van jou om hom te eerbiedig, om volgens sy wil te lewe, om hom lief te hê en hom met hart en siel te dien. Gehoorsaam die bevele en gebooie van die Here wat ek jou vandag gee. Dit is net tot jou beswil. Die hoogste hemel en die aarde met alles daarop behoort aan die Here. Tog het die Here jou voorouers liefgehad en hulle as hulle nageslag gekies bo al die ander nasies. Dit is vandag nog so. Daarom verander julle afvallige gesindheid en hou op om so hardkoppig te wees. Want as jy nie 'n teachable spirit het, as jy nie bereid is om jou weer af te lê, om dit te aanvaar wanneer iemand jou kom beskerm, ook in liefde, soos ons kan sien hoe Abigail vir Dawid gesê het, sy het sy roeping oor hom gespreek. Sy het vir hom gesê, die blessings wat Abba Vader vir hom het, sy het nie net vir hom gesê, kykie wat jy nou doen is heeltemal van die pad af, moenie dit doen nie. Maar sy het in Abba Vader se wil gegaan. En so het sy hom herinner, maar waarmee is ek besig? En omdat hy dat teachable spirit het, wat die fondasie is, het hy al wysheid geneem en hy is gered om sy anointing te verloor. Deuteronomium 30 vers 6 sê dit ook: Die Here jou God sal jou hart en die hart van jou nageslag besny, sodat jy hom met jou hart en siel sal lief hê. Dan sal jy lewe. Net dan sal jy die volle wysheid kan kry. En wanneer jy teachable is, kry jy wysheid. En wanneer jy die wysheid kry, dan kry jy openbaringe van wie Abba Vader is. So, dit is waar die mooiheid dan kom. Dan kan ons verbondsidentiteit en sy verbondsidentiteit begin leer ken. Maar sonder teachability is dit nou ongelukkig nie moontlik nie. Dis hoekom ek praat daaroor. 'n teachable spirit lei tot vrees vir Abba Vader. Ons kan hom net vrees as ons wysheid oor hom het. En hoe kry ons wysheid? Deur te leer. Let op hierdie volgende skrifte. Spreuke 19 vers 20 wat sê: Luister na raad en aanneem onderrig, sodat jy in die laaste dae wys kan word. Spreuke 12 vers 1 wat sê: Wie aanwysing lief het, het liefde vir kennis, maar wie bestraffing haat, is 'n dwaas. En as jy gaan kyk na die Hebreëse prentjie van 'n dwaas, dit beteken nie jy is dom of stupid, dit beteken jy is sonder God. So, wanneer jy nie wysheid lief het of onderrig lief het, dan is jy tegnies letterlik goddeloos, né? Spreuke 9 vers 9 wat sê: Gee die wyse onderrig en hy sal nog wyser word. Onderrig die regverdige en hy sal in kennis vorder. Spreuke 2 vers 1 tot 5 skep 'n prentjie en hier sien ons hoe die soeke na wysheid en kennis die hart van die mens kan verander en lei tot die verstaan van God se weë. Nog 'n skrif, Kolossense 1 vers 9 tot 10 voeg nog by: Wanneer ons gevul word met die kennis van sy wil, wandel ons waardig, dra ons vrug en groei in die kennis van Abba Vader. Wie is Abba? Wanneer ons harte van vlees het en teachable is. Kom ons kyk na die Hebreëse name wat sy karakter as onderwyser omskep. Want vir ons om teachable te wees, moet ons hom ontmoet as teacher. Maak dit sin? He is teacher, therefore I am teachable. He is a gentleman, therefore I am gentle. Okay. Ons is hy, sy karakter lewe deur ons. So as ons wil teachable wees, is hy ons teacher. Die eerste naam wat Abba vir my gegee het is Yahweh Melamed, M-E-L-A-M-M-E-D, die Here wat onderwys of lei. Die Hebreëse wortelwoord en betekenis hiervoor is lamat, wat beteken leer, onderrig, oplei, instrukteer en disipel. Dis 'n werkwoord. In die Ou Testament beteken dit nie net kennis oordra soos om net die kennis te gee nie, maar iemand se lewe en karakter te vorm deur geleidelike leiding en ervarings. So hy gaan jou deur goed stuur om jou fisies te leer daarvan, want dit is ook hoe jy makliker kan onthou as jy dit prakties uitvoer.
Die Bybelse verwysings hiervoor is Jesaja 48 vers 17 wat sê, ek is die Here jou God wat jou leer om te profeteer, om te wandel in die pad wat jy moet gaan, sodat jy voordeel kan trek. En Deuteronomium 8 vers 5 wat sê, ons word getoets soos 'n vader 'n kind teregstel. Yahweh Melamed is die Vader wat regstel en vorm deur tyd en seisoene. Dit sluit so mooi aan deur Tannie Louisa wat gepraat het oor die seisoene wat jy in is, die woestynseisoen, die winterseisoen, die seisoen van vreugde. Dit is alles deel van hy wat ons onderrig en oplei, sodat ons in ons doel en sy droom vir ons lewe kan wandel. Openbaar, hierdie naam wys dat God nie net teoreties leer nie, maar prakties leer deur ons lewensomstandighede. So wanneer hy finansiële hulp uittrek, leer hy jou om hom as El Shaddai te sien, of Jehovah Jireh te sien, as jou voorsiener. As hy jou siek maak, dan, of nie, hy sal jou nooit siek maak nie, as jy siek raak, en hy verberg sy sekere dinge, dan sal hy aan jou verskyn as Yahweh Rapha, die God van genesing. En so leer hy ons deur praktiese omstandighede. Elke seisoen, selfs swaar kry, is 'n les wat ons vorm. In Hebreëse denke is onderrig transformasie. So dit is nie net van hy gaan dit vir ons sê nie, hy gaan ons fisies transformeer deur dit wat hy ons leer. Jy leer nie net oor die wet nie, jy word deur die wet gevorm. Soos 'n herder wat sy skape lei, skop, korrek met sy staf, so lei Yahweh Melamed ons deur lewe se struikelblokke. En as jy dit nie geweet het, as 'n skaapie weggehardloop het, word die bene gebreek en hy word oor die nek van die herder gegooi. So baie keer moet ons bene gebreek word, sodat ons nie weer weghardloop van Abba Vader af nie, en by hom kan bly. Jou mislukkings en struikelblokke is nie net probleme nie, dit is jou gereedskap vir jou geestelike vorming. Want soos ek ook al voorheen gesê het, ek glo elkeen van ons wil nie net die wees as suurstofdiewe in 'n average Christian life leef nie, maar eintlik sy koninkryk bevorder met elke asem wat ons het, want hoekom is ons anders te hierso? Tweede naam wat hy my gegee het is Rabbi, my onderwyser of my meester. Die Hebreëse woord hiervan is Rav, wat beteken groot, swaar, gezaghebbend. Rabbi beteken letterlik my groot een of my meester. Dit is 'n persoonlike, intieme manier om God te erken as iemand wat jou lei en wys hoe om te lewe. So daarso is hy nou jou Rabbi, wat jy volg, wat jou persoonlik onderrig, nie jou as 'n groep, maar persoonlik op jou lewe. Matteus 23 vers 8 sien ons mense het Jesus Rabbi genoem, want hy was die leermeester en die gids. Johannes 3 vers 2, Nicodemus herken Yeshua as Rabbi, wat wys dat kennis en openbaring kom deur verhouding en nie net studie nie. So jy gaan hom ontmoet as Rabbi wanneer jy 'n intieme verhouding met hom het. Wanneer ons God as Rabbi noem, erken ons dat ons nie self die pad weet nie. Ons sê, ek volg u, nie my eie wysheid nie. In die Hebreëse tradisie het disippels hulle Rabbi oral gevolg, selfs in die stof van sy voetspore. Dit beteken dat jy so naby aan hom lewe, dat sy lewe jou lewe merk. Dit is wanneer hy jou Rabbi is. Ons sien ook sy disippels in die Nuwe Testament het oral gegaan waar hy gegaan het. En want hy was hulle Rabbi, weer eens persoonlik in jou spasie. 'n Disipel wat sy Rabbi volg, wil praat soos hy, dink soos hy en optree soos hy. Soos 'n leerling kunstenaar wat alles van sy meester kopieer. So vorm die lewe van die mens wat God as Rabbi volg. Hierdie naam leer ons oor totale oorgawe, ons hart, gedagtes, besluite en dade. So die eerste naam dissiplineer hy ons meer, die tweede naam ontmoet ons hom nou op 'n intiemer vlak, waar ons meer soos hy wil word. Die derde naam, El Diot, God van kennis of God van intelligensie. Die wortelwoord hiervan is Da'at of Diot, wat beteken kennis, insig, verstaan, dieper begin van lewe en geestelike werklikhede.
Hierdie kennis is nie akademies nie, dit is ervaringskennis wat jou hele wese transformeer. Die verwysings hiervoor in die woord wat ek gekry het is 1 Samuel 2 vers 3, die Here is God van kennis, hy onthul die geheime wat aan die wat hom eerlik soek. So dit is soos Esegiel of Jeremia of Jesaja wat hulle die kennis direk van Abba Vader af gekry het in visioene of drome. En ek glo elkeen het dit al op een of ander mate geervaar. Net soos Wins gister, die mense se adres crazy gekry het, net so. Spreuke 2 vers 6 sê ook, want die Here gee wysheid, uit sy mond kom kennis en insig. LTJ bring jou in diepe verstaan van God se karakter, planne en weë. Dit beteken dat hy jou motiewe ken, selfs voordat jy dit nog self verstaan. Hierdie kennis bring jou naby aan openbaringe. Jy sien situasies soos hy dit sien, jy verstaan mense soos hy dit verstaan. So dit beteken jou geestelike waarneming, jou geestelike sensitiwiteit. Jy kry die gees van onderskeiding, want hy sal direk vir jou sê, maar kyk, daai persoon is vasgevang in last, of daai persoon is vasgevang in armoede. Dit is hoe jy moet intree vir hom. Dit is wanneer jy hom ontmoet as LDJ. Dink aan 'n strategie wat die hele slagveld oorsien wanneer jy net 'n klein gedeelte sien. LDJ wys jou die groter prentjie. Jou worstelinge en onsekerhede is nie net probleme nie, dit is die terrein waardeur kennis, insig en openbaringe vorm. So dit is waar hy jou gebruik as intercessor, of hy jou gebruik as om sy liefde uit te beeld, of evens jou gebruik as 'n instrument om een van sy geestelike gawes wat jy nie eens geweet het jy kan doen, uit te leef, in tale te praat of dit te interpreteer. Dit is wanneer jy beskikbaar is. Maar hoor, dit kom na rabbi. Eers moet jy tereggewys word en gevorm word. Daarna moet jy hom as jou persoonlike leermeester. En dan kan hy jou gebruik om meer insig te kry, sodat jy dan sy wil kan uitleef. Die laaste een en die vierde een is Moreh, wat beteken onderwyser, een wat die pad wys, uitwys. Die Hebreëse wortel en betekenis hiervan is yara, wat beteken gooi, rig en wys. Die woord is ook verwant aan yoreh, wat beteken reën, wat die land voorberei vir vrugbaarheid. Jesaja 30 vers 20 sê, U sal die onderrig wat U as onderwyser ontvang. Jeremia 31 vers 34 sê, God wys die pad van lewe en verlossing. Die hart word voorberei om sy wil te verstaan. Maar hy wys nie net die pad nie, hy berei die pad verder voor. Soos reën geestelike voorbereiding is, hardheid word sag, die hart word ontvanklik en verborgde dinge kom na vore. Hierdie naam wys die dinamika van geestelike groei. Jy kan nie net vooruit gaan sonder voorbereiding nie. So dis die hele proses waarin jy moet gaan. Tot om op hierdie punt te kom, wat hy die geheime skatte, wat sê Spreuke 25 vers 2, dit is die eer van God om 'n ding weg te steek, maar die glorie van God om iets weg te steek, maar die eer van konings om dit te soek en uit te soek. Dink aan reën wat die droë grond week maak, sodat saad kan groei. Moreh se leiding week jou hart, dit breek jou hart uit en laat nuwe lewe opkom. Esegiel 11 vers iets sê, verander my hart van steen in 'n hart van vlees. Verander my uiterlike dade, my hart uit in 'n teachable spirit, sodat ek dit kan ontvang wat U vir my leer, om U te kan sien, om U vrug te dra, om U wil te gaan uitleef en vir U te kan werk. Jy mag ook voel dat jy deur swaar kry loop, maar dit is die Moreh se reën wat jou gereed maak vir jou bestemming. Want weer eens, Abba Vader se wil is nie vir ons om in lekker te leef in enige area van ons lewe nie, geestelik, emosioneel en fisies, finansiëel, gesondheid gewys, maak nie saak nie, dit is nie sy wil vir ons, die abundant life. Hy wil nou al hê ons moet in sy blessings loop. So, laat hy jou lam met wees,
jou lei deur ervarings om jou lewe te vorm en jou karakter, jou rabbi wees, wat jou nodig jou uit die persoonlike verhouding en navolging, jou LDJ wees, wat jou vul met diep kennis, openbaringe en insig in sy planne en moré, jou rig op jou pad, jou hart deurweek en voorberei vir geestelike vrugbaarheid. Hierdie 4 name werk saam om te wys dat Abba nie net 'n leermeester in die sin van inligting is nie, maar die lewe self wat jou lei, jou vorm, jou insig gee en voorberei om jou roeping in jou lewe te vervul. Wanneer hierdie 4 saamwerk, is dit die volgende prentjie: Yahweh Melamed, hy vorm jou, Rabbi, hy wandel naby jou, LDJ, hy vul jou met begrip en moré, hy rig jou pad, saam openbaar dit diep liefde en sorg vir ons as sy kinders. My geliefdes, Abba Vader wil hê ons harte moet leerbaar wees. Hy wil ons wysheid en kennis gee, nie net as inligting nie, maar as transformasie. Soos Dawid teruggekeer het van sy woede en Abigail gehoorsaam was, so wil hy hê ons met ons harte oopmaak, sy leiding ervaar en wandel in gehoorsaamheid. Wanneer ons dit doen, sien ons sy grootheid, ontvang ons sy openbaringe en word ons kinders na sy hart. Laat ons vandag besluit om 'n teachable hart te hê, ons harte van vlees oop te maak en te wandel soos Abba ons leer. Mag ons leer, groei, gehoorsaam en sy pad volg met nederigheid en liefde. En mag die Here ons lei soos Yahweh Melamed. Ons vorm soos Rabbi, ons vul met insig soos LDJ en ons pad rig soos moré. En hierdie het Abba vir my gewys, is die hele fondasie om net te weet wie hy is om oop te wees om dit te ontvang, want hy wil gee, maar ons wil nie altyd ontvang wat hy vir ons wil gee nie. En ja, is klaar. Amen. Amen. Dankie. Wil ek afsluit? Okay. Dankie Abba Vader, dat U ons leer wat beteken dit om teachable te wees. Dankie dat U ons leermeester is wat baie keer ons bene breek, ons ontmoet in ons diepste sere, ons oprig, Abba Vader, en die grootste skatte van die woord te openbaar. Abba, ek vra dat U Uself aan elkeen van ons in die seisoen waarin ons is, Abba Vader, so openbaar, soos Elroy, Jehovah Jireh, Yahweh Rapha, Yahweh Nissi. Maak nie saak nie, my koning, the rock of ages, het maak nie saak nie, Jesus, ek vra net vir meer van U, meer intimiteit, meer tyd met U, Abba Vader, en dieper verhouding met U. Dankie my koning vir wie U is, en dankie Abba Vader, dat U Uself vertrou met ons, my koning. Mag ons dit koester, mag ons U lief hê met ons hele hart, siel, verstand en liggaam. Mag ons U altyd eer met ons dade, met ons harte en met ons gees, my koning. Mag U woorde en mag ons U aangesig ry die uit, Abba, soos Moses U aangesig geskyn het. Vra ek, Abba, dat U lig in ons sal woon, my koning. Dankie vir wie U is, my Vader. Bid dit alles in die kosbare naam van Yeshua. Amen. Amen. Vast. Ja?